Goeiemôre al julle pragtige mense hier so by die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Baie welkom hier by ons. Die tweede van die tweede 2026. Dat is sommer 4/2 in daai datum vandag. Die lig wat op my bril skyn, Corneille, goeiemôre. Die lig wat hier op my bril skyn is die laptop wat ek nou so probeer nie dat dit op my gesig val nie. Jan, goeiemôre. Ek het hierdie oue bietjie, daar is hy, miskien help dit 'n bietjie meer. Anders is nie net blinkglase en niks oë nie. Goeiemôre julle. So, goed. Is 'n paar dinge om vandag oor te gesels. Natuurlik die belangrikste goed is wat mense doen wanneer hulle dit nie moet doen nie. Jy weet. En ons gaan daarna kyk en ons gaan kyk na 'n bietjie sienerse goed. Mani, wat sê jy? Daar's 'n tyd om alles te doen. Daar's regtig ware tyd en 'n plek vir alles. En as jy, ek hierdie ou so probeer kry. As ek hom so draai, dan sit meer van die laptop. As ek hom so, ja, my magtig. Hoe doen nou dit? Deur my kop te sak. Ek moet laar sak. As ek laar sak, nee, dit gaan ook nie werk nie. So ek sal maar probeer om elke nou en dan so 'n bietjie af te kyk. Terwyl ek gesê, daar gaan die hond mal, want of die tuinwerker of die ousie het opgedaag. Pieter, wat sê jy? Goeiemôre. Wat Debbie gou die honde uitsorteer. Andrew, goeiemôre. Sy het hierdie klein hondjie. Mense, die ding is, ja, dis die ousie wat opgedaag het. My magtig. Kom lê en bly stil. Lê. Mense, die volk is 'n goeiemôre. Goed, kom ons kyk. Voorverlede week, voordat ons daar die vergadering gehad het, is die Boere Adviesraad WhatsApp groep gestig. Almal goeiemôre. Die Boere Adviesraad WhatsApp groep is gestig. En op hierdie adviesraad het 'n ou opgekom. En julle weet, ek het daaroor gepraat net die volgende maandag op die Federale Alliansie. Het ek van hierdie ouens gepraat, né? Piet, wat sê jy? Nou, ek gaan gou, ek dink nou net daaraan, ek gaan net gou, terwyl ek met julle gesels, gaan ek gou my WhatsApp opbring, op die laptop. Nou, verskoon my, ek sit hier so vanoggend, né, ons sit hier so sonder elektrisiteit. Ons het 26 uur elektrisiteit nie gehad nie. Ons het elektrisiteit teruggekry om en by 6:30 gisterand. Toe ek hy WhatsApp, ek dink hy Facebook boodskap uitgestuur het. En nou nog, hier so 2:20 vanoggend, toe breek daar helse storm uit hier oor ons, en die krag is kobai. So ek sit hier met 'n battery wat net vir my 'n bietjie krag gee, klein bietjie krag gee, en in elk geval, laat hierdie ding gou laai, dan gaan ek gou vir julle hierso iets lees. Alright. Hierso. So hierdie was nou mos verlede week. Kon net so 'n bietjie opgaan, want ons het nou 'n klomp goed daar geplaas. Jy sien, ons het vir hierdie klomp mense gesê, ons wil nou begin saamwerk, né? Rudy, goeiemôre. Is jou Rudy sê, hulle was 9 dae sonder krag daar in die Limpopo gewees.
Mense, ek sien daar het 'n storie buitekant Ellis Park ook gebeur, waar een of ander ding opgeblaas het. Ons is in 'n moeilike plek op hierdie stadium, en ons moet dit begin besef, Piet, ons moet dit begin besef, ons is op 'n moeilike plek, die dinge loop nie so glad soos wat ons dink nie, en ons moet nou begin saam staan. En die hele gedagte van die Boereadviesraad was om mense te kry om saam te staan, om vir ons volk te begin gesels. En ek dank die Here dat dit begin werk het, dit begin beweeg het, en daardie beweging het die volgende tot stand gebring. Ek gaan nou nie vir julle die ou se naam noem, maar ek gaan vir julle die brief net lees. Volksgenote, luister na die trant van die brief. Dankie vir die uitnodiging en die ruimte wat gebied is om deel te wees van hierdie groep. Ek waardeer die goeie bedoelings en die erns waarmee baie hier oor die toekoms van ons mense dink. Terwille van korrektheid en eerlikheid wil ek egter duidelik stel dat my werk en mandaat tans binne 'n ander regs- en administratiewe raamwerk plaasvind. Met ander woorde, wat sê hy? Dit wat ons doen is buitekant julle en ons gaan nie met julle saamwerk nie. Dis eintlik wat hy sê. Nou gaan ek nie die hele ding vir julle lees nie. Ek neem kennis daarvan dat daar verskillende beskouinge bestaan oor identiteit, geskiedenis en benaming, om respek te behou vir hierdie verskille en om die nie verwarring of onnodige spanning te skep nie, ag ek dit wys om my deelname aan hierdie groep hier te beëindig. Alright, so hierdie ou gaan nie praat oor dit waarmee ons saamstem nie. Hy gaan as gevolg van die verskille wat ons het, gaan hy onttrek. Okay, goed. En hy het toe nou onttrek. En onthou, as julle mooi onthou, ek het daai maandag het ek mos daaroor gepraat, en ek het oor 'n vorige brief gepraat, en ek het mos gesê waaroor hierdie hele storie aangaan. Goed, nou, wat het gebeur by daai naweek? Ek het vir julle gesê, ons het die Boereadviesraad is gestig, en ons het 'n nuwe mandaat begin gee vir die Boere-Afrikaner Volksraad. Dit is belangrik om hierdie goeders te verstaan. Hierdie is intern belangrik vir die Federale Alliansie, maar dit is ook ekstern van die Federale Alliansie, as julle kan verstaan. Want die state, maak nie saak wat 'n staat dit is nie, val almal onder een sambreel die Federale Alliansie wanneer die tyd kom. Goed, hierdie is dinge wat die boere nog moet uitsorteer. En hulle sal dit moet vinnig doen. In elk geval. Nou het ons hierdie raad gestig. Maar die groep, en miskien is van julle op hierdie groep, die Suid-Afrikaanse boerstaat of wat ook al, hulle self noem. Hierdie ouens het ook hulle volksraad en hulle sogenaamde adviserende lede. En hulle staan apart van al die ander groepe in Suid-Afrika en hulle stel nie belang om met die ander groepe saam te werk nie. Hierdie is die tipe mense wat tweespalk en twis veroorsaak dat die verskille in ons volk die kloof oophou, dat ons nie by samewerking kan uitkom nie. Dis wat hierdie ouens doen. As jy deel is van daai lot, net as jy 'n spesiale tipe stupid, sê ek vir jou nou vanoggend. Alright, nou maar goed. Nou het hulle 'n ding geplaas. En ek gaan vir jou lees wat die AI gesê het hieroor. A group identifying as the Boer folk of the Oranje Free State published a notice in the South African Gazette, number 54036 on January 30, 2026, declaring secession and claiming territories like KwaZulu-Natal. It's a unilateral claim based on historical goeders wat daar gebeur het. So hierdie groep, ons het eers nie geweet wie dit was nie, het gegaan en onmiddellik in die regeringse gazet gaan plaas dat hulle breek weg en hulle verklaar hierdie plekke nou onafhanklik. Alright. Kom ons kyk gou na daai verklaring. Volgens die Konstitusie van Suid-Afrika, nommer 235, is dit eerstens onwettig. Daar is geen referendum gehou onder die boere nie of onder die mense nie die mense onder die Vrystaat nie, nog minder KwaZulu-Natal en ander areas wat hulle vir hulle self eis. So, die kans dat hierdie ouens deur die regering in die bek geruk gaan word is baie goed. Die fallout, die groepe wat
met hulle in belange het, gaan pak kry. Ek sê dit nou vir julle. Ons sal miskien nie alles sien in die nuus nie, maar ek sê nou vir julle, dat die regering gaan hierdie ding uit die water uitblaas. Hoor wat ek vir julle sê. Hierdie is nou 'n groep wat hierdie gaan doen het, omdat hulle in 'n flippin koma aangeskrik het, toe die Boereadviesraad gevorm is en die nuwe Volksraad. Die nuwe Volksraad, wat eintlik die ou Volksraad is, wat in 2011 deur verkiesings aangestel is. 3 van die 6 lede van daai Volksraad lewe vandag, die ander 3 het natuurlik afgesterf. Een het hom onttrek uit die Volksraad uit voordat ons begin het met hierdie verkiesings, met daai naweek se vergaderings. Goed. So julle moet nou verstaan waar hierdie ding vandaan kom. Hierdie ouens doen absoluut iets wat teen die konstitusie van Suid-Afrika is op hierdie stadium. Hulle het nie die locus standi nie. Hulle het nie die reg om te doen wat hulle gedoen het nie. Hulle het nie die reg nie. Dit is wat sê Afrikaanse woord, dit bots loodreg teen die Suid-Afrikaanse regering op hierdie stadium. Is dit goed vir bewusmaking? Ja, dit is goed vir bewusmaking. Maar as hierdie ouens net stil gebly het vir eers en saam met ons gewerk het, dan was ons in 'n ander bootjie vandag. Maar hulle het eintlik meer moeilikheid gemaak as wat hulle gedink het hulle doen goed. Goed, toe is daar nou ondersoek gedoen om te kyk wie is hierdie mense wat hierdie ding gaan plaas het. Eerstens het die sekretaris gesê, geagte lede, die gebeure van die afgelope dag of 2 ten opsigte van die sesering van die Republiek van die Oranje Vrystaat vereis verdere ondersoek. Kan ons die regsgeleerders in ons midde vra om meer in te lig oor hierdie saak en so aan en so voort. En toe kom die voorsitter, die voorsitter het toe uitgekom en het gesê, hierdie optrede wat u sien is die optrede van die 8de heer Wim Rousseau en sy broer. Die geskiedenis van hierdie optrede spruit uit die bestaande ZA boervolk van geagte heer Fanie van Jaarsveld, waar 'n afgeskeide groepering gevorm is. Skus tog. So nou word dit geondersoek. Maar ons weet nou wie dit is. Dis die ZA boervolk. Dit is boere wat nie met ons wil saamwerk nie. Dis boere wat nie hulle geskille eenkant wil hê nie en nie wil saamwerk met dit wat ons almal weet wat vir ons belangrik is nie, naamlik volksbehoud, selfbeskikking, ons eie grondgebied, sekuriteit, veiligheid, welvaart, die dinge wat van ons belangrik is, waarop ons moet fokus. Hierdie lot wil nie met ons saamwerk nie. Nou hierdie lot is nie 'n groot groep nie. Die ene ou het my mos gebel, het my probeer bel, en toe stuur hy vir my boodskap, wie is ek nou om nou hierdie aantuigings te maak op YouTube en so aan. Toe het ek hom reguit gesê, luister hier so, ek stel nie belang in jou klein groepie wat nie wil saamwerk nie. Julle is te klein en ek stel nie belang in jou rang nie, jou titel nie, of enigiets wat jy gekry het nie, ek stel nie daarin belang nie. So dit is waar hierdie is, dit is waar hierdie situasie nou is. Julle moet dit verstaan. Dit wat hulle gedoen het, is wetlik nie reg nie. Okay, hulle gaan moeilikheid kry, glo my. En hulle is nie opgewasse, al het ons 'n swak regering, 'n swak weermag en 'n swak polisie op hierdie stadium. Hierdie groep is nie opgewasse teen hulle nie. Daar's nie 'n manier nie. Goed, dit daar gelaat vir eers. Kom ons gaan kyk 'n bietjie nou na die volgende. Hierdie is die voorspellings, die profetiese woord van Siener van Rensburg oor die Vrystaat. Dis 'n klomp. Nou ek gaan dit nou een vir een met julle deurgaan. Sekere van die goed vind nou plaas, het plaasgevind, gaan nog plaasvind. Dit is hoe profetiese woord werk. Piet, wat sê jy? Piet Skeepers en Anton.
Andre, nou kom jy maar nou op. Dit is hoe die profetiese woord werk. Right? 'n Profeet kyk in die verlede in, hy kyk hede, hy kyk toekoms en hy kyk verre toekoms. Dit is die profetiese woord, op daai 4 gebede. Dit is hoe 'n ware profeet kyk. Nou ek gaan van hierdie profetiese woord vir julle lees, en dink nou aan vandag se situasie, maar dink ook aan dit wat plaasgevind het in die begin van die jare 2000 met die boeremag, waar hulle ook hulle eie ding gedoen het, 3 goeiemôre, waar hulle ook hulle eie ding gedoen het. Alraai, ook nie wou saamwerk nie. Gedink het hulle weet alles. Gedink het hulle is in lyn met God, in hierdie wit Israelitiese verbleikte afgod wat hulle dien. Alraai, so kom ons kyk 'n bietjie. In die Vrystaat trek mofskape oor na die suide toe. Vrystaat, duidelike plek. Suid, duidelike plek, né? Heeltemal korrek, Dawie, maar die profetiese woord sê die kloof gaan toekom. En ons vertrou God om die kloof toe te maak, want hy sê die kloof sal toekom. Maar kom ons kyk net na die profetiese woord. Die Vrystaat, mofskape trek oor na die suide toe. Dis baie maklik. Vrystaat, suide, mofskape is boere. So dis baie maklik. Vrystaatse boere gaan suid, beweeg suid na 'n byeenkoms toe, een of ander plek waar hulle bymekaar kom. Maklik. In die Vrystaat trek waans van die ooste na die weste. Sien die Vrystaat die hele tyd in jou kop. Van die ooste, Kimberley, Bloemfontein, na die weste, Lesotho se kant toe. Sien julle dit? Wat sê dit vir ons? Uit daardie gebied kry ons probleme. Né? Waans is voertuie of militêre voertuie. Dit hang af van watter konteks dit gebruik word. Soos byvoorbeeld, die volgende profetiese woord kan enigiets beteken. Dit kan beteken ons Angola se oorlog of nou. Maar omdat ons weet wat nou gebeur en dat daar min van hierdie voertuie is hierdie dalk nie meer moontlik nie. Tensy Afrika dit doen. Kom ons kyk gou. Breinwaans teen hulle is geskryf, maar dof. En nou sê hy, belangrike ding, sonder osse. Hierdie is aangeteken deur sy dogter, hierdie profetiese woord. Dit is na die rebellie, mense. Alright? Breinwaans teen hulle is geskryf, maar dof sonder osse. Nou, toe ek in die weermag was, het ons teen ons panservoertuie, het ons vir hulle name gegee. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Elke panserkar het 'n naam gehad, met sy roepsein, ons het sy roepsein, bo in die noorde het ons die roepsein verwyder, maar ons het die naam op die kar gehad, as dit kenteken wie ons was. My naam, ek was in F-eskadron gewees, en my naam op my kar was The Flying Dutchman. Dit was my kar se naam. Alright? As teen hulle geskryf, hulle het nie osse nie, hulle is dof. So breinwaans praat van militêre optrede nou of vorentoe. Maar dit kan ook praat van die militêre waans wat ons gehad het. Né? Dit is belangrik om dit te verstaan. Daar's militêre voertuie in die Vrystaat wat beweeg. OK. Goed, kom ons gaan aan. Nou is ons daar in die weste, daar is ons in Johannesburg, daar is ons in die Kaap, in Duitswes. Daai Duitswes profetiese woord het ons klaar gedoen, dan in Johannesburg, dan in die Vrystaat. In die Vrystaat kom baie eselskarre bymekaar van die weste kant. Hulle gat 'n stofgeryde pad en ek gaan skielik langs die pad. In die Vrystaat baie eselkarre, donkiekarre, boerevoertuie. Hulle gaan na die weste kant toe. Hulle ry 'n stofpad, in ander woorde, hulle gaan op 'n plaas. En dan trek hulle langs die pad af. Dit is eenvoudig, dit is maklik, dit is moeilik nie. In die Vrystaat kom baie boere bymekaar in die weste, wat 'n ou plan wil laat werk, en ewe skielik voer hulle die plan uit. Ewe skielik voer hulle die plan uit. Hoor julle die profetiese woord? En ons kan begin 2 en 2 bymekaar sit, stadig maar seker. Kom ons gaan aan, ons gaan verby die ander dele van die land.
Hierdie profetiese woord is opgedeel in wat in sekere streke in Suid-Afrika gebeur. Né? Dis net die Here wat hierdie goed kan laat oorvleuel. In die Vrystaat kom 'n vlag uit die linker, kom 'n vlag uit. In die Vrystaat kom 'n vlag uit. Die linker stuk van die vlag is die Vrystaatse vlag. Die Vrystaat het 'n vlag gehad, en hele daai vlag. In die hoekie met die lyne wat so afloop. Die regterkant van die vlag is blou. Nou moet ou dink, wat sê die profeet hierso? Wat sê die profeet? Ons weet dis in die Vrystaat. Ons weet dis 'n vlag. Dit is 'n volkssaak. Maar daar is 'n Duitser betrokke. Blou is 'n Duitser. Die kleur blou, regdeur Siener se profetiese rede, is Duits. Alright? Daar kom 'n vlag uit. 'n Volkssaak. En daar is 'n Duitser betrokke. Ons het dit nog nie gesien nie. Hierdie gedeelte het ons nog nie gesien nie. Ons weet nog nie van dit nie. Maar dalk ondersoek na dit wat nou hierdie naweek gebeur het, kan dalk daardie ding laat voortspruit. Dat iemand daar iets te sê gehad het. Weet nie. Weet nie. Kom ons kyk. Hier is nou die moeilikheid. In die Vrystaat is 'n groot vaalpapier. Wat van die weste kant af, waar was die voertuie? Aan die weste kant. Wat van die weste kant af aan die brand is. Ek probeer dit doodmaak. Wat sê hy? Hier is moeilikheid wat nie nou hierso moet wees nie. Ek probeer hierdie moeilikheid nou doodmaak. Maar hy vlam. Hy vlam en die pad gaan na die weste toe. Die pad is baie styl. In ander woorde, wat sê hy? Dis 'n moeilike storie wat nou hierso vlam gevat het. Hier is die moeilikheid nou. Maar die ouens wat reg dink, Siener sê hierso, ek ry suid en ek kry vir my 'n oop pad. Ek beweeg weg van hierdie gemors af. Verstaan julle hoe werk mens? As jy profeties kan dink, kan jy hierdie goed uitlê. Dank God vir sy Heilige Gees. Die pad is baie styl, ek ry suid, ek vat 'n oop pad. Ek kom weg van hierdie gemors af. In die weste, probleme, brand, moeilikheid, grondpad. Die ouens het bymekaar gekom. Iewers is 'n Duitser betrokke. Moeilikheid. Ek wil nie deel wees van hierdie nie, want hierdie ouens wil nie saamwerk nie. Ek vat die oop pad, ek beweeg weg. Maar nou is daar, kyk wat nou gebeur. Maar daar in die Vrystaat sê hy, is baie skoon milies. En hulle is op mekaar. Hulle is wit milies. Maar kyk nou wat sê. Wit milies en kafferkoring lê een kant. Is 'n bietjie vuil en dit word ook skoon. Is 'n bietjie vuil, maar dit word ook skoon. Wat beteken dit? Skoon milies en kafferkoring is boere Afrikaners en Afrikaners. Hulle is 'n bietjie vuil. Hulle kan nie saamwerk nie. Hulle lê een kant. Maar hulle word skoon. Met ander woorde, hulle kan saamwerk. Hulle kan saamwerk. 'n ander uitleg vir hierdie storie. Kafferkoring kan ook beteken basters. In die Vrystaat kom vyandige wit soldate en bastersoldate bymekaar en word die boere goedgesind. En dit is ook in ooreenkoms asseblief tog, in ooreenkoms met dit wat in die Kaap gebeur. Alright. So ons moet oor hê om te hoor. Onthou julle wat ek julle gesê het? Verlede tyd, hede, toekomstige tyd en die tyd daarna.
Belangrik om hierdie goed te kan uitlê. 'n Ou moet hierdie goed kan reg sien en kan reg interpreteer. Goed. Benji, ek gaan vir jou voeter. Die Vrystaat. Nou begin dinge 'n bietjie verander. Aan die ooste kant van die Vrystaat. Wat lê in die ooste? Kimberley, Bloemfontein, daardie gebiede? Ag, sorry. Ek het nou verkeerd om. Die ooste kant is Lesotho se kant. Die weste kant is Bloemfontein se kant. Waar die moeilikheid is. Die ooste kant is Lesotho se kant. Kyk wat gebeur in die ooste. Daar staan baie waans met tente. Met hulle voorkant na die weste toe. Sien dit nou in ons tyd. Hoe sal 'n wa met 'n tent lyk in ons tyd? Ou Rudy sal weet. Die manne wat kamp sal weet. Hoe lyk 'n wa met 'n tent in ons tyd? Dis 'n bakkie met 'n slaaptent bo-op, mense. Daardie tipe voertuie, SUV's, you name it. Daar staan baie in die ooste. Hulle voorkant kyk wes. Hulle voorkant kyk Bloemfontein se kant toe. Huidiglik in die Volksraad bly die leier van die Volksraad in die ooste van die Vrystaat. Dis hoe hierdie goed aan mekaar gesit word. Ek het nou my eerste rede net so 'n bietjie vroeër toe ek met julle gepraat, het ek die weste en die ooste omgeruil, verskoon my, maar die moeilike kant is Bloemfontein se kant. Dis wat die moeilikheid is. So dit is of gewone voertuie of militêre voertuie. Nou waar ons vandag is, kan dit nie militêre voertuie wees nie. Alright. Daardie optrede kan nie daar wees nie, want dit gaan oor die boere nou. Goed, kom ons kyk nog. Ek kan nie al hierdie ander goed met julle deel nie, die Kaap, Johannesburg en soorts. Toe trek in die Vrystaat, een groot papier soals een koerant. En net waar hy aan die grond kom, daar brand dit en die vuur brand. Dit is om ons terug te bring na die boonste boodskap toe. Maar hoe kom dit uit? Een groot papier soals 'n koerant. In ons tyd is 'n berig, 'n mediaplasing. En soos ons die situasie nou lees, is dit moeilikheid. In die Vrystaat kom 'n boodskap uit wat een van twee dinge doen. Wel, dit doen nou twee dinge op hierdie stadium. Dit word om kampvure bespreek, kampvure in aanhalingstekens, en dit veroorsaak moeilikheid. Sien julle die legkaart? Ek praat al jare oor hierdie legkaart, wat stukkie vir stukkie aan mekaar inpas. Nee? En toe ek hierdie berig kry hierdie naweek, toe weet ek die Here praat oor die Vrystaat met ons. Het ek nog iets oor die Vrystaat? Kom ons kyk gou. Hier is bladsye, mense. In totaal, met 'n 12 punte bladsy het ek 27 bladsye oor hierdie goed. Pretoria is baie belangrik. Inteendeel, ek sal weer na Pretoria moet kyk. Unie, baie goed in die Unie, baie goed in Johannesburg, in die Kaapkolonie, in die Vrystaat. Nou dit is wat Siener gesê het vir Boy Moesman. In die Vrystaat staat een huisie, ek gee vir julle die Hollands, met een grasdak en die gras is vermif. Nou sien dit nou, dit wat in Siener se huidige situasie was, wat nou ons verlede is, wat ons nou in die hede moet toepas. In die Vrystaat staan een huisie met een grasdak en die gras is vermif.
Nou, enige gebou met 'n dak, of sonder 'n dak, praat van die politieke situasie. Dit praat van die politieke situasie. In Sieners se tyd was dit generaal Smuts se vereniging. Dit het Sieners self gesê vir Boy Moesman. Dit was in Sieners se tyd. Hoe lees ons dit vir ons tyd nou? 'n grasdak en die gras is vermif. 'n politieke saak in die Vrystaat, maar die dak is vermif. Dit kan nie werk nie. Net soos Jan Smuts se regering op daardie stadium absoluut in 'n vermifte toestand ingegaan het. Goed, kom ons kyk wat gebeur vorentoe. Hierdie ene moet ons nou mooi vat. Bokant myne hoof was so een vaal ding, gelyk op een tent. En toe word dit in die Vrystaat se kant lig. Waar slaap hy? Hy lê in 'n wa wat 'n tent het, bokant sy kop. Die tent is vaal. En daar kom die Vrystaat se vlag uit. En die wingerd wat droog is, bot en gee groen blare. Hier gebeur nou iets moois. Dit is na al hierdie moeilikheid. Hierdie koerant wat uitgekom het, hierdie berig, die moeilikheid wat daar plaasgevind het in die weste. Die manne wat staan in die ooste, maar hulle is die regte manne. Hulle het die waans met die tente op. Johan, wat sê jy? Nou lê Siener in een van hierdie tente. Dis wat hy sien. Hy maak sy oë oop. Die bokant my soos 'n dak, soos 'n vaal tent. So nou is hy op die regte plek. En kyk wat sê hy. As gevolg van hierdie optrede, van hierdie voertuie en hierdie tente en hierdie goed, kom die Vrystaatse vlag uit. Nie die boerevlag nie. Die Vrystaatse vlag, wat beteken dit? Dit beteken die ouens in die Vrystaat staan saam. Hulle begin nou saam staan. Die wingerd wat droog is, bot en gee groen blare. Daar is nog nie vrug op die wingerd nie, maar hy bot en hy gee groen blare. Met ander woorde, daar begin 'n nuwe beweging en dit lyk goed. Dit gaan goed uitwerk. Né? Van die slegte na die goeie. Kom ons kyk. Kyk wat sê hy nou. Hy sê in die Vrystaat leg 'n breinslang opgerol. Maar hy lyk maar nie baie dik nie. Nou hierdie kan twee dinge wees. Slang is gelyk aan Judas. In ander woorde, hier kan iemand hier in die Vrystaat wees, wat dalk die mes in het vir ons, of teen ons wil praat in die Vrystaat, maar hy is nie baie dik nie. In ander woorde, hy staan nie lank nie. Of, nou kyk jy na die ander deel van die woord, 'n breinslang. Nou hier moet ou baie versigtig wees, want brein word geassosieer met die boere. So die breinslang kan 'n boereverraaier wees. Dit is belangrik om te weet. Brein is ons is brein. Duitsland is blou. In Siener se rede vir 'n tyd lank was die Engelse geel. Maar ons weet wie's nou die geel nasie. Maar ons kleur het nie verander nie. Hierdie is 'n breinslang, maar hy lyk nie baie dikkie. So hierdie boere verraaier gaan vir ons probleme gee. Klink dit nie nou al asof hierdie ouens wat nou hierdie ding in die Vrystaat probeer, die res van ons volk in die rug steek nie? Dit klink na so iets, nee. Dit hou nie baie lank aan nie. Kom ons kyk.
Kom ons kyk hier, wat sê die Here nog hier so oor die Vrystaat? Okay, that's it. That's it. Dit is wat Siener gepraat het oor die Vrystaat. Hoe val dit op julle oor wat ek nou vir julle gegee het? Maak 'n paar comments daarso, voordat ek afsluit. Hoe val dit op julle ore? In die lig van dit wat nou gebeur het. Ouens wat van die begin af nie met ons wou saamwerk nie. Toe hulle gesien het ons stig hierdie goed, toe ewe skielik, 'n week later, toe doen hulle eie ding. Hulle doen dit in die Vrystaat, hulle doen dit teen die wet. Hulle maak van die res van ons moeilik. En nou moet ons kyk wat is die uitval van hierdie hele storie. Hoe dit gaan uitspeel. Hoe val dit op julle ore? Vir hierdie huidiglike situasies. Moenie skaam wees om te tik nie, man, sê iets. Voordat ek afsluit. Jan stuur duime, en ek dink Johan het 'n duim gestuur. En Jan het 'n hartjie ook gestuur. Julle moenie vir my hartjie stuur nie. Ons is reguit, ons is nie skeef nie. Duime is chap. So kom ons leer om saam te staan onder alle omstandighede. Nie net wanneer dit ons pas nie. Kom ons leer om die verskille en geskille oor geskiedenis, oor wie se boer en wie se Afrikaner, en die godsdiens, die wit Israeliete met hulle gemors, en ons wat glo in die hervormde rede, maar met die Heilige Gees. Met ander woorde, ons is Pinkster en karismaties. Kom ons vergeet van hierdie geskille en verskille, wat tweespalk, tweedrag, twis, en ons uit mekaar uithou. En kom ons vat hande saam. En ons doen dit saam, né? Sluit aan by ons WhatsApp groep, ek sê elke nou en dan iets daarso sê, julle kan ook iets so sê daarso. Moet net nie vir my Facebook video's stuur daar, of TikTok video's, of enigiets nie. Ek geloof my, as ek vir julle sê, ek kyk nie daarna nie. Selfs as dit kom op Messenger, né? So elke nou en dan sal ek Rudy se goed kyk, of Jaco se goed kyk, en daar's een of twee ander manne wat nie gereeld stuur nie, maar hulle stuur iets, en dan sal ek dit kyk. Maar oom Gert gooi vir my sommer met 13 video's op 'n slag. Musiekvideo's en allerlei video's. Mense, ek kyk dit nie. Alright? As jy vir my so bombardeer met goed, nee, daar's nie 'n flippe manier wat ek aan gaan kyk nie. Ek kan nie my dag so mors nie. So op die WhatsApp groep, praat ons met mekaar. As jy iets wil sê, sê dit. Okay? As daar iets is wat vir ons belangrik is, sê dit. As daar iets is wat jy wil uitvind, sê dit. Andrew, die rede hoekom ek het... Nee, jy moet kyk op my Facebook, Andrew, man. Ek het gister of eergister die ontbytlink gestuur. En ek het die WhatsApp groep vir hierdie groep, die gesels, of die vriende van die Federale Alliansie, het ek ook op Facebook gesit. So gaan net gou by my persoonlike goeders. Jy weet, dis mos maar 'n persoonlike blad. Gaan kyk maar net daarso. Dis 'n publieke blad, moet ek dit so stel. My persoonlike blad is mos maar 'n publieke blad. Die links is almal daar. Scroll net 'n bietjie, dan gaan jy dit kry. Né? Van die mense wat op Gesels Federaal is nou op die nuwe groepie, omdat ek julle nommers gehad het. So praat daar met my, as daar iets is wat belangrik is. Die dinge wat in die Rand plaasvind, en in Kiba en daai plekke plaasvind, dit gaan my nie nou aan nie. Wat vir my nou aangaan is, wat gebeur met ons? Ons is nou die fokus. Ons is nou belangrik. Alright? Ons is nou belangrik. En die manne wat hierdie goed bestel het, Lofty, Nico en een of twee ander, ons is amper daar. Ons is amper daar, net bietjie vasbyt.
dinge gaan nie altyd so glad en so maklik soos wat ons wil hê dit moet nie, maar dit is hoe dit is in die lewe. Wie is ons? Ons is vryburgers. Eerste. Dan is ons boere Afrikaners, en daarom is dit die Boere Afrikaner Adviesraad en Volksraad. Ons is Afrikaners, ons is Skotte, ons is Engelsmanne, ons weet wie ons is, né? En saam met God mag eendrag mag. Mag ons 'n geseënde, fantastiese week hê hierdie week, sluit aan by die Federale Alliansie. Julle het my details, as julle wil hê ek moet dit op die WhatsApp groep plaas, vra my, ek sal dit daar sit. Mense, as jy nie kan R56 bekostig nie, en jy kan R10 bekostig, ondersteun ons kort brandstof. Ek gaan een of ander tyd met Bronkhorstspruit toe ry, en ek moet Ooste toe ry, en die Koningsdae te gaan sien, as 'n klompie dinge wat ek moet doen. En, intussenin is ek nog besig om op die toep te werk ook, ensovoorts. Ek weet nie wanneer die krag hier gaan aankom nie, maar al wat ek weet is, as die krag nie binne die volgende uur aankom nie, dan klim ek in 'n kar, en ek ry na 'n plek toe waar ek my laptop kan insit. OK, daar is hy. Alles seën, en alles wat mooi is vir julle, né?